Môre. Hier is volgende nogal 'n belangrike vraag. Wat maak jy as jy vals beskuldig word? Veg jy terug of gee jy oor? Ek het vanoggend Jesaja 53 gelees en dit het my diep laat stil staan. Hy is mishandel, nogtans het hy gedwee gebly. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagting gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kan julle glo? 'n lam, stil, vol oorgawe. Nie uit swakheid nie, maar uit liefde. En dit het my gevat na Matteus 26 toe, om te sien hoe hierdie profesie vervul word. Jesus staan alleen voor die hoërpriester. Sy disippels het hom verlaat. Sy liggaam is reeds geslaan, sy eer is vertrap. En die hoërpriester vra hom, is u die Christus, die Seun van God? Maar Jesus het geswyg. Hy kon homself verdedig, hy kon 'n wonderwerk doen, maar hy het gekies om stil te bly. Waarom? Omdat hy gekies het om te dra, nie sy eie skuld, onsse. Het jy geweet? Jesus het stil gebly, sodat jy nie meer in skaamte hoef te swyg. Hy het nie sy reg verdedig nie, hy het jou geregtigheid geword. Sy stilte was 'n ja vir die kruis. Nou as jy vandag moeg is vir stryd, miskien sê Jesus vir jou, jy mag oorgee, ek het jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, u het geswyg toe u aangeval is. U het nie geantwoord nie, want u het gekies om lief te hê. Ek gee my eie behoefte om myself te bewys aan u oor. Leer my om stil te wees, om op u te vertrou en u pad te volg. In Jesus naam. Amen. So, moenie vandag vergeet nie. Jesus het nie gestop toe dit moeilik geraak het nie. Hy het stil gebly en aangehou loop reguit kruis toe. So, leef in daardie oorgawe. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.